Sommer so op my. Julle baie welkom vanoggend, waar Frida vir julle vanoggend bietjie gaan vertel van haar kant af. Ons is nie hier om 'n show te gooi vanoggend nie. Ons is hier omdat ons hier wil wees. Sakkie het my gevra, so by the way Sakkie, jy en Sonja, yes, julle is great mense. En almal, Klaat, waar is jy? Ja, hoorie, as het allemaal lief geraak vir julle, in 'n paar dae, verlief geraak op julle. Hoorie, so, maar nou sê Markus hierso van vers 13, baie ons ken dit dalk, maar ek wil dit net weer vanmôre noem. En dit kom uit die woord uit, en hy het die kindertjies na hom gebring, dat hulle hom kon aanraak, en die disciples het die wat hulle gebring het, bestraf. So nou die disciples wil nie hulle moet vir Jesus pla nie. Maar toe sê Jesus dit, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Hy sê dan hierso in vers 16, en hy het sy arms om hulle geslaan, en sy hande op hulle gelê, en hulle geseën. Nou aan sulkes behoort die koninkryk van God, en vanmôre is my gevra, om die kindertjies in te seën. Nou dit is ons toekoms ouers. So julle wat ouers is, ek weet julle doen die regte ding, daar's baie wat daar buite loop, wat nou nog nie by hulle kindertjies by Jesus uitgebring het nie. Maar hulle behoort in elk geval aan Jesus. Frida het gister 'n storie vertel, sy het 'n vriend gehad wat saam met haar gewerk het, hy was 'n Hindoe. En sy sê eendag vir hom, weet jy dat jou kind gaan hemel toe, maar hy kyk vir haar so snaaks aan. En so het Frida woord in hom gelê, en hy elke keer dan vra hy vir Frida as hy by die werk kom, wil jy nie vir my hoendertjies bid nie. So het hy begin glo aan Frida, en glo dat dit wat sy aan glo, die waarheid is. So ek wil die kindertjies oproep, Sakkie, waar kom hulle? Waar gaan hulle hier kom sit? Kom julle mooi goedjies. Hoorie, hierdie is 'n ander stuk kleur vir oggend. Hier sal dan maar mooi rose vir oggend. Gister was jy net 'n klomp dorings. Dit is so lekker om nou vir oggend julle blomme hier saam met ons te hê. Kom julle ouetjies. Ag, kyk dan. Ja, jy ook. Julle ouens, ek gaan nou nie baie praat vanoggend nie. Frida gaan meer uit haar oog vertel wat gebeur het, maar so kom ons nou vanoggend, nou wil ek graag, steek het julle hande uit na hierdie kindertjies toe. Vader, in die naam van Jesus, Vader, ons weet, dit is u hart, is kinders, en ons is ook as groot mense, kinders van u. Maar Vader, so seën ons hierdie kindertjies vanoggend. Vader, en ons wil amper sê, ons wil ook, want u het jou hand op hulle koppe gesit en hulle geseën. Vader, dit is ons toekoms. Seën hulle vandag, Vader, is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Min woorde, ek is 'n man van, toe ek en Frida getroud of verloof geraak het, toe speel sy vir my daai liedjie van Words Don't Come Easy. So, ja, as julle my regtig ken, ek is nie eintlik 'n ou wat baie woorde het en baie gesels nie, maar ek wil dit ook sommer net dadelik vir Frida aan die woord stel, nooi kom op, en dan sal ek op die einde net so 'n paar gevleelde woordjies sê, en net so alles by mekaar bring. So sy is baie op haar senuwees, julle moet nou nice wees met haar. Ek is 'n goeie aktrise. Ekskuus dat ek nou net al my tools hier so sit. Jammer. Ja, hierdie Nikesh, hy het elke oggend, as ons gaan werk, ons sit by Absa Blapsa gewerk, ek hè.
by die financieringsafdeling, maar hy het by my gesit, maar ons het 'n klein kantoortjie gehad. En elke oggend as ek instap, dan sit ek die radio op Radio Kansel. Hy het nie 'n keuse gehad nie. Radio Kansel het afgegaan. Radio Kansel het afgegaan, hier so 10 uur dink ek. Okay, dan sit ons dit nou oor op Laagveld, Radio Laagveld. Maar altyd is sy hoendertjies wegraak. Sy vrou het by 'n rehabilitasiesentrum gewerk, want dit was in 'n bos, Swartwater. Dan kom hy by die werk en sê vir my, Frida, please pray for my chicken. I sê, what's fout with your chicken? I sê, nee, they're gone, they're into the forest. Dan weet ek nou maar, sê, hier asseblief, Nikesh, glo my gebede gewerk. Volgende dag kom hy, thank you, my chicken is back. Of hy sê, pray for my dog, dan sê ek, is hulle in die forest? Dan sê hy, ja. Dan kom hy 2 dae later terug, dan sê hy, okay. Ja, en ek het eendag vir hom gesê, ons is nou terugkom na die kindertjies toe, nee. Ek het eendag vir hom gesê, ek weet nie, ek staan voor die fotostaatmasjien, hy het so langs gesit, ek sê, Nikesh, as jou kinders eendag wegraak, en dis net hulle klere wat daar lê, moet jy weet, hulle is by Jesus. Hy kyk my so, hy sê vir my, why? Ek sê, because the Lord said, let the children come to me. Almal, hy het nie gesê, laat Christen kindertjies na my toe kom, hy het gesê, laat alle kindertjies na my toe kom, en hy was so bly. Maar ek dink, hy is nog steeds 'n Hindu. Maar die lieflikste mens, iets van Nikesh kan sê, hy het nooit iets leliks van iemand gepraat nie. Ek is verskriklik jammer oor my stem. Ek is 'n bietjie, ek dink laryngitis, hulle het gesê, dis 'n nasale drip op my votelkors, maar ek sou 'n nommertjie of 2 ook gelewer het, maar ag, wie kan nou aangaan na jou? Rarig, jy het ons in die hemel in. Ag, ek raak so emosioneel met daai liedjie, holy. Toe sien ek, ekskuus. Toe sien ek net skare wit geklede mense. En die voor hulle staan so groot. Ek weet dit is simbolies, hy engel. Sulke groot vlerke en hulle kyk vir ons en hulle maak net so. Dit was so nice. Maar anyway, om te weet, hulle was daar. Ons het in die hemel ingesing. Dankie. Dankie, dit was regtig baie awesome gewees. Nou kan ek môre almal. Ekskuus daarvoor. Ek wil net ook van my kant af hierdie 2 wonderlike mense sê baie dankie. Julle het ons ouers gespoil hier naweek, bederf. En almal, al die ander mense, julle sal weet wie julle baie dankie. 2 Korintiërs 1, wat ek gaan doen, ek gaan nie vertel regtig wat daai aand gebeur het nie. Oggend, ek gaan net 'n bietjie met julle praat oor, as iets dramaties met julle gebeur, wat doen jy? Waar gaan jy heen? Hoe staan jy weer op? Hoe gaan jy aan? So, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 sê, God hoor en weet as jy hartseer is. En hy gee om as jy hartseer is. En hy beloof, maar die een ding wat nie daar staan is, hy beloof nie dat jy nooit daai sal ervaar nie, maar wat hy wel beloof is dat hy sal met jou wees. Maak nie saak wat nie, hy sal met jou wees. Wat behels 'n rouproses? Wat behels treur? Dit is 'n woord, ek dink is 'n Griekse woord, wat beteken hartseer. As ek vir jou kyk, maak jy net so of so. Ekskuus, ek praat met Dion. Dit beteken is 'n hartseer, is 'n wond, is 'n seer kruipplek, trauma. En almal van ons gaan een of ander tyd in ons lewe deur 'n traumatiese ervaring. Maak nie saak wat dit is nie. Jy het 'n verlies van pyn, jy het 'n verlies en jy pyn en ons moet dit verwerk. Ons beleef in ons lewe 'n bepaalde trauma wat nie van self weggaan nie. Maar ons moet dit hanteer. Jy moet dit self hanteer. Ek persoonlik het gedink, ek is besig om heeltemal van my trolley af te raak, toe daai oggend gebeur het. Ek weet nie, wie weet nie wat, eers is die Engelse mense, verstaan julle Afrikaans?
Die Here sal dit regtrek en reggeval in jou ore. Ek gaan nie dit nou in Engels doen nie. Maar in elk geval, ek persoonlik het gedink, ek is besig om van my trolley af te raak. Toe daai trauma, toe Rudy per ongeluk ons meisiekind geskiet het en uitgedink dit is iemand wat haar kar steel. Dit wat met my gebeur het na die tyd, ek het gedog ek is besig om van my trolley af te raak en toe gaan lees ek. Jy gaan deur 4 dimensies as 'n traumatiese ding met jou gebeur. Jy verloor jou werk, jy het 'n misoes, jy het droogte, iemand naby aan jou gaan dood, egskeidings, selfs verhoudings op skool, kinders verhoudings wat opbreek. Jy gaan presies deur dieselfde trauma. Die een wat iemand aan die dood afgestaan het, gaan nie deur 'n swaarder trauma as iemand wat sy boyfriend hom nou net gelos het nie. Almal gaan presies deur dieselfde trauma. En die eerste dimensie waardeur jy gaan is jou sielkundige dimensie. Dit is die ervaring wat jy voel, hierdie intense vrees wat hier in jou is. Dankie Sonjakie. Hier is 'n botteltjie, maar daar is lekker, dankie. Jy voel hulpeloos. Jy het nou jou werk verloor, jy het 'n gesin, vir wie moet ek sorg? Enkel ouers, getroude mense, die manne wat die priester profeet in die huis is, hulle is die versorgers. Waar gaan ek nou my familie kan versorg mee? Ek het nou my werk verloor, of jou maatjie is weg, het dood. Hoe gaan ek aangaan van hier af? Jy het 'n verlies van kontrole, jy het geen kontrole oor wat gebeur het nou net nie, there's no control. Absoluut, jou hele lewe word ontwrig, as jy deur so iets gaan, en dit lei tot 'n gevoel van vernietiging, en baie keer selfvernietiging, want jy doen dit aan jouself. Elkeen van ons het 'n lewensparadigma waarbinne ons ervaring, ons lewenservaring insit, ons drome insit, waarin ons vreugde insit, ons kinders, ons liefde, ons vriende, alles is binne in daai lewensparadigma. Nou kom iets en hy skeer. En nou kom al daai veronderstellings. Wat nou net as ek nou nie dit gedoen het nie? Wat nou as ek eerder dit gedoen het? So, maar dit is alles wat in jou kop gebeur. Alles is onwerklik. En ons dwaal rond soos geeste wat nie weet wat er kan toe nie. Jy voel bedwelmd. En jy dink nie lekker meer nie. Dit is deur mekaar hier bo in jou kop. Die tweede dimensie waardeur jy gaan is die sosiale dimensie. Jy probeer mense vermy. Jy wil niemand sien nie. Want jy het seer. Ek persoonlik het gedink die mense is kinder van ons. Ek wil niemand sien nie. Niemand my praat nie, want het vir my gevoel as hulle my sien in die straat, dan sê hulle, sies tog het julle gehoor wat het haar man gedoen. So dit is 'n dimensie, 'n sosiale dimensie. Ons het 3 kilos uit die dorp uit gebly. Dat ek my skoonsister wat in die dorp bly gebel het en vir haar gesê het, bring asseblief net brood en melkies nie in die huis nie, want ek wou nie dorp toe gaan nie. Ek wou niemand sien nie. Maar weet jy wat? Dit is ook wanneer jy sit met daai skuldgevoelens binne in jou, en daai spyt, het ek maar dit gedoen, of was dit maar eerder so, of wat? Jy benodig iemand om jou te help daardeur. Self gaan jy nie daardeur kom nie, want ons maak 'n gemors van alles, as ons op ons eie wil aangaan. Dan kom jy op die liggaamlike dimensie. Jy het aptydsverlies. Jy wil nie eet nie. Of, die ander kant is, jy ooreet. Jy eet te veel, want, of jy drink te veel. Jy gryp na die bottel, want die binnekant is iets wat seer is. Kom ons drink het weg. Ek gebruik altyd hierdie ding as 'n voor. Ek is 'n prentjie mens. Het julle al flieks gekyk? Nee, dan gebeur daar iets met die girl. Haar boyfriend sê af, of 'n verhouding, of sy vind uit 'n ander meisie. Wat doen sy? Ja. As sy 'n vriendin het, nog beter. Sy gaan huis toe, sy gaan yskas toe, sy al so groot. Hulle is maar sulke klein mensies, dan lyk jy goed vreeslik groot. Is so 'n groot roomysbak en lepel en sy begin eet en eet en eet. Want sy het seer gekry. Sy wil daai seer wegvat wat die binne in haar is. Môreoggend sit jy met daai skuldgevoel.
Yes, of jy sit met daai babbelas. Of jy voel, ek het regtig te veel geëet, ek moes nie, jy sit met daai skuldgevoel. Maar weet jy wat, daai seer is nog steeds hier binne in jou. En dit raak soos 'n snowball. Dit raak net erger en erger. Jy voel moeg, jy voel leeg getap. Jy ervaar 'n gevoel van leegheid en pyn op die krop van jou maag. Dit het met my gebeur. Ek het so pyn op die krop van my maag gehad, dat ek nie eers, as ek glas water drink, het ek seer gekry. En dis hoekom ek geweet het, daar was iets fout. Maar toe lees ek en ek sien, dit is net 'n dimensie, dit is net duidelik. Dit hang van jou af. Hoe lank gaan jy daar sit? Gaan kry hulp. Jy kan nie alleenig daardeur nie. Dan die grootste ene was die geestelike dimensie, waardeur ons gaan. Baie keer is dit, wanneer ons kwaad is vir die Here, vir goed wat gebeur het. Maar Here, hoe kan U toelaat dat daai kleintjie verkragt word? Hoe kan daai ou tannie verkragt word? Vader, hoe kon U toelaat dat my plaas afgebrand het? Vader, hoe kan U toelaat dat 'n pa sy dogter skiet? Ekskuus. Ek is nie mooi gesig as ek huil nie. Maar in elk geval, weet jy wat, ek kon nie bid nie. Ek was 'n sterk intercessor. Mense van oor die land het my gebel. Ek kon nie meer bid nie. Elke keer vir my gevoel as ek bid ek teen die dak vas. Maar weet julle wat, dit is wanneer Jesus dan kom, en hy vat die gebed, en hy gaan na die Vader, en hy sê, Vader, hier is jou kind se gebed. Hier is jou kind se speking. Luister, help haar, help hom. En dit is ook waar ons as mense intree. Ons is daar onsigbare drukkies. As jy bid vir iemand, jy hoor, ek hoor baie van kindertjies wat wegraak in die Kaap. Dan bid ek. Dit is daai onsigbare arms wat om hulle gaan vashou. Of jy hoor iemand is dood, waar ook al, of iemand het dit oorgekom of dat, iemand gaan deur 'n traumatiese ervaring, of jy daai persoon ken of nie, bid. Daar is soveel mense, daar is soveel mense wat vir ons gebid het, mense uit Australië, 'n selgroep het vir ons 'n kaartjie gestuur. Ons het telegramme, daai tyd was nog telegramme, uit Amerika, uit Engeland, oral gekry. En dit is mense wat die Here opgerig het om vir ons te kan bid. Sodat ek vandag hier kan staan en vir jou sê, bid vir daai mense. Al voel jy, maar ek is nie 'n bidder nie. Ek kan dit nie doen nie. Wie sê vir jou, jy kan nie bid nie? Al sê net, Here, wees asseblief met daai gesin. Jy het gebid. Jy hoef nie te bid soos Raymond Lombard of soos wie ook al nie. Ek het eendag, ek en Rudy was voltyds in Nelspruit en by die kerk. En dat is eenmaal 'n kwartaal het ons by die president en pastoor, dan gaan drink jy nou tee in sy kantoor. Dan bespreek hy nou, maar hy werk, glad nie werk nie. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit by die huis? En alalala. En ek sê eendag vir hom, ek het nooit vir hom pastoor gesê nie. Ek het ergens in die Bybel raak gelees, jy hoef nie iemand op sy titel te noem nie. Rudy het altyd gesê pastoor. Ek sê, maar hy het my sussie genoem, so en hy sit in die gang, dan het ek vir hom pastoor, dan sê ek vir hom pastoor, dan sê hy vir my sussie. Maar in elk geval, en ek sit by hom en ek sê vir hom, Andrei, ek dink nie ek gaan in die hemel kom nie. Hy kyk my so, hy sê, hoekom sê jy so? Ek sê, want ek kan nie bid soos daai en daai ene nie. Ek kan nie bid soos Elsa nie. Ek kan nie bid soos Giselle nie. Ek kan nie, toe sê hy, weet jy wat, jy hoef nie soos hulle te bid nie. Die Here het dit vir hulle gegee. Hulle sit dalk met issues, dis hoekom hulle so bid. Wees jy, wees jy wie jy is, want die Here vat jou gebed. Hy weet wie jy is, hy weet hoe jy bid en hy ken jou hart. So wees net jouself, jy hoef nie 'n prediker te bid, soos 'n prediker te bid, dat almal omval nie. Jy bid net normaal. Het is belangrik dat jy moet meedoen aan die rouproses, want dit bottel op. En daai ding wat hulle gesê het, cowboys don't cry, is 'n leuen van Satan. Manne, huil as jy wil huil, moet dit nie opkrop nie, want eendag
dan bars daai borreltjie en jy trek daai rooi laaitjie uit en almal om jou ontgeld. Dan wonder wat gaan nou aan met hom? Een sakkie so 'n oulike ouetjie en hy hardloop. Maar dan eendag bars daai ding, maar daar gebeur iemand sê net iets vir hom en hy het alles opgekrop. Hy het nie gedeel daarmee nie en dan bars dit. En dan is daar groot moeilikheid. So alles begin by God en alles eindig by God. Kolonisense 1 tot 16 dan aan. Want in hom is alle dinge geskape. Wat in die hemel is en wat op die aarde is. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. So ons is sy eiendom. Baie keer sê, ja, maar die Here het my vergeet. Hoekom kan hy dit toelaat? Hoekom doen hy dit? Hy het my nie vergeet nie. Kan ek gou jou gebruik, asseblief? Ek het eintlik gehoop, hier sit 'n kleintjie hier, maar die ene se been is in gips, so ek kan nie. Vat my arm. Nee, my arm. So, los die ander een. Ja. Los my hand. Los. Ons doen dit. Hierdie is die Here. Hy sal vir altyd vashou. Dan voel dit vir jou, die Here is nie by jou nie. Hoe kan die Here nie sien ek het seer nie? Jy los hom. Hy hou jou. En dan moet jy terugkom. Dan is die hand weer daar. Dan is jy weer 'n sterk band. Baie dankie. Ja, so dit is hoe ek voel, nee, dat partykeer wonder ons hoekom ons op aarde, want die Here is nie meer met my nie. Maar dis hoe dit voel, want jy het hom gelos. Jy het daai keuse gemaak om hom te los. Ons kon 'n keuse gemaak het na Marley dood en sê, hoe kan die Here ons so straf, ek wil nou niks meer met hom te doen hê nie. Maar die teenoorgestelde het gebeur. Daar was 'n vroutjie wat die oggend, die Sondagoggend, die Sondagoggend het sy vroeg opgestaan 5:00. Haar vriend het verjaar, sy het hom gou gaan gelukwens, want sy was een van ons kleuterkerk se onderwyseressies, tannies, maar sy was net 19 jaar oud. En sy wou hom gou eers gaan verras het voor sy kerk toe gegaan het. En wat wil ek nou gesê daarvan? Julle. Maar in elk geval, ja, ek sal later weer op terugkom na dit. As ek sê, ja, dis wat ek wou gesê het. Ek kan nou glad nie onthou nie. Ek is vreeslik jammer daaroor. Ons lewensdoel, waarvoor ons hier is veel groter as onsself. Ons persoonlike vervulling is veel groter as dit. Selfs ons innerlike vrede en ons geluk, ons lewensdoel is groter as dit. Ek het so baie vrae gevra oor vir die Here te vra, hoekom het dit met ons gebeur? Sy is 19, sy staan in die begin van haar grootmensjare. Hoekom? En ek het gebid, en op 'n stadium het ek hierdie gewaarwording gekry. Het is baie gevaarlik om te sê, die Here het vir my gesê. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Maar ek kry daai gewaarwording tydens een van my stilte tye, dat ek moet Lukas 90 vers 6 lees. Nou ek bieg dit nou met elke keer vir 10 jaar bieg ek dit nou al. Ek het nie geweet Lukas het so baie versies nie. Ag ek op so baie Lukas 9 het so baie versies nie. En daar staan, ek kry my antwoord toe. Laat die dooies begrawe en jy gaan verkondig my koninkryk. Toe weet ek, dis presies waar ons moet wees. Die Here gebruik ons, want die woord het ook na ons toe gekom. Die Here het hierdie land gesoek na 'n gesin en hy het julle gekry en want hy weet julle sal dit doen. So ons het toe ek vrede in my hart om te weet, dis presies wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet hom dien. Ons moet sy naam gaan groot maak. Ons het vir mense gaan vertel van sy grootheid en sy hulp wat hy vir ons gee. Daar's vrae wat niemand jou kan beantwoord nie. Nie eers die slimste teoloog kan vir jou 'n antwoord gee, of die slimste man in die maan kan vir jou gee nie. Net die Here kan vir jou daai antwoorde gee. Jy kan die Here vra, en as jy niks hoor nie, dan kan jy eendag op sy skoot gaan sit en vir hom sê, Vader, maar hoekom het dit met my gebeur? Hoekom is ek daardeur? Ek is tog 'n kind van U. Hoekom gebeur dit met my? Ek het vir die Here gevra, hoekom gebeur dit met ons? Hoekom het hierdie ding met Marlietjie gebeur?
Maar dis wat ek wou sê. Toe sê die Here, hoekom nie? Wat maak jou so special? Toe weet ek geen vrae meer nie, want die Here weet wat hy doen. Ek weet dit is 'n kreet wat ons uitskree na die Here om te sê, hoekom? Maar ons moet vertrou, ons moet aangaan met die Here. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, dat ons deur moeilike tyd gaan, en dat Christus ons geloof toets in hom. En ons word gelouter tot suiwerheid. Baie keer is ons nie waar die Here wil hê ons moet wees nie. Dan dwing hy ons op ons knieë. Ons moet verstaan dat God ons elke dag toets. Dink net aan Adam en Eva. Hulle is getoets. Dink aan Dawid. Dit was 'n stoute seentjie van die Here daai. Maar die Here het hom nie minder lief gehad nie. Hy het hom eintlik baie lief gehad. Ek dink nie ons besef regtig hoe lief die Here regtig vir ons is nie. Maar ons het daai keuse, wil ons dit vat van hom of wil ons nie? Wanneer jy verstaan dat die lewe 'n toets is, dan is jou lewe onbeduidend nie. Mense is geneig om terug te trek in krisisoomblikke. Trek terug in my doppie. Dan is God nêrens in die prentjie nie, soos ek net nou gesê het. Haal jouself van daai pity party prentjie af. Droontjie af en sit God weer aan die troon van jou lewe. En jy gaan rus by sy voete. Laat die Heilige Gees toe om met jou te werk. Laat die Heilige Gees toe om jou te bedien en jou leier te wees en vir jou te sê jy of nee. Baie keer hoor ons daai stemmetjie dan sê ons nee, dis nie wat ek wil doen nie. Dis die Heilige Gees wat jou waarsku. As die Heilige Gees nie in jou is nie, nee. En moet ook nooit laat iemand vir jou sê, ja, jy het 'n duiwel in jou nie. Dit bestaan nie. Want as die Heilige Gees in jou is daar niks wat kan keer om in te gaan nie. Hy keer dat daar iets in jou gaan. Baie keer, ek weet nie of julle daai advertensie van McDonald's onthou nie, daai groot orangutang, hy oranje een, hy sê 'n paar jare terug was hy opgewees. Hy met 'n fietsie as hy honger word. Ek sê, wat hy wil wel kan doen, hy ry op jou rug, en hy vertel vir jou leuns, en vir jou al jou goeders, en dis nou daai orangutang. Hy sit op jou rug, so kleintjie, en hoe verder as jy van God af beweeg, hoe groter raak hy, dat jy nou dan kromloop van pyn, en jou rug wil breek, want hy ry vir jou. Dan ry hy, dan gaan eet hy die McDonald's, dan word hy weer kleiner. En die Heilige Gees, Satan doen dieselfde. Hoe meer jy van die Here inneem, hoe meer jy toelaat dat die Here jou gesond maak en dat die Gees jou lei in alles, hoe kleiner word. Hy bly op jou rug sit, want hy wag net vir daai gap as jy weer sê, ek het nie die Here nodig in my lewe nie. Dan ry hy weer daai rug. As ons nie die Gees in ons het nie, nee, dan is jy soos hierdie blikkie. Jy kan vernietig word en jy word vernietig. Dat jy plat gedruk is. Hierdie blikkies is lekker deesdae. Hulle druk vinnig. Maar as jy die Gees in jou het, kan jy maar druk. Kyk al. Jy kan maar druk nes jy wil. Niks sal jou oorkom nie. Want jy laat toe dat die Gees jou beskerm. Net God se genade en liefde vir jou kan jou uit Satan se kloue red. Hy gee vir ons die genade verniet. As jy vanoggend wakker word, is God se genade. Om elke dag te kan sien, sê dankie Jesus vir die genade, wat ek vandag weer onverdiend gekry het. Want nie een van ons verdien regtig God se genade nie. Maar hy is so lief vir jou as sy kind, dat hy die genade oor jou het. Ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Ons moet net Jesus aanbid as die koning. En hy is ons koning en hy sit aan die troon en hy is die heerser van die heelal. Ons moet ophou om jou te speel met die Here. Ons speel, gaan goed, dit gaan nie goed nie. Dit gaan goed, dit gaan nie goed nie. Tyd van speel is verby. Ons speel kerk. Ons moet ophou kerk speel, want die Here is naby.
Hy gaan sy bruid kom haal. Filippense 3 vers 12 tot 14 sê, ek maak my los van alles wat agter is, en ek strek my uit na wat voor my is, want ek span my in om die wenstreep te behaal, sodat ek die hemelse prys kan kry, waartoe God ons geroep het in Christus Jesus. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek het nou my foon by die kar by die huis gelos. Ek wou eintlik die hele versie gelees het. Maar die tweede gedeelte sê, dit is die Amplified, nee, die classic version. He will not leave you or forsake you. So daag jy vir ons 3 keer die belofte, hy sal ons nie los nie. Ons het 'n keuse, gaan ons hom los of gaan ons hom nie los nie. Hy los ons nooit nie. Ek het hier so ook 'n ander voorbeeld, soos ek gesê het, ek is 'n prentjie mens. Vergewe my, net oomblik. Wanneer ons gebore word, nee, lyk ons almal so. Ons is rein, ons is een kleur, ons is pragtig. En die Here sê, en almal se oë, ag, kyk hierdie kleintjies wat hier rondhardloop, hulle lyk so. Dan kom daar iets in jou lewe, en jy is klein stukkies, wat jy nie kan by mekaar sit nie, want party stukkies is weg. Maar as ons toelaat, dat die Here ons vat, waar ons lê met ons pyn, en ons hartseer, en ons trauma waardeur ons gaan, en ons laat toe, dat hy ons weer opbou, en weer mooi maak, dan maak hy van ons die mooiste mosaïek in die hemelse troon. Daar is 'n klein stukkie van die oorspronklike jy, maar die Here kom en hy sit vriende by, hy sit familie by, hy sit liefdes by, hy sit alles by, om jou die mooiste mosaïek te maak, wat daar is. En daai blokkie is in die hemelse troon, en niemand kan dit daar wegvat nie. Net jy het die keuse om dit weg te vat. Nou vra jy, hoe kan ek positief bly in omstandighede wat negatief is? Onthou, God is altyd by jou. So, ek het gesê, ek gaan dit op die mense neerdruk. En miskien het jy dit nie die eerste keer geluister nie. Jou, kyk aan daai skaapbout wat nog in die oond is. Anyway, ek sê dit weer. In Levitikus 26:13 sê God, ek het die juk wat julle moes dra gebreek en julle vrygemaak. Is dit nie 'n fantastiese belofte nie? Hy het die juk gebreek. En julle weet wat is 'n juk nie? In die ou tyd het hulle die ossewaans daarin vasgemaak, daai swaar goed wat hier oor die nekke kom. Die slawe het ook daarmee geloop. Hy het dit gebreek en jy het vrygekom. Want ons is almal vry in Jesus Christus. Ons verstaan dit miskien nie nou nie. Ek kan nie daai konsep lekker kry nie. Ek kry nog steeds seer, maar jy sê ek is vry. Jy is vry in Jesus Christus. Dis jou keuse hoe vry wil jy wees. Levitikus sê die hoogste gesag in die heelal is aan jou kant. En hier word ons beloof dat God se mens kan reken op hom. Hy is nie soos 'n Satan wat jou beloof en dan draai sy rug op jou nie. Dink net 'n bietjie daaraan nie. Ek het dit hier so, ek moet dit lees want ek gaan dit nie reg sê nie. Dit gaan oor jy okay, ek gaan dit nou maar net sê. Gestel nou maar ons het 'n telefoonlyn gehad wat direk is na die president toe. En ons bel hom, en sê ek het geldelike probleme, betaal my en hy uit die staatskas, as dit nie leeg is nie, sal hy vir jou 'n geldjie oorbetaal. Volgende maand vra hy dit weer en sê hy, sorry, jy het jou deel gehad. Of jou kinders is op skool. Hy sê asseblief, ek is so lief vir my kinders, stuur net wagte asseblief, en jou kinders het wagte, hy stuur die staats sekuriteit of whatever, soldate, whatever, en jou kinders loop, en hulle loop hierdie swart pakke loop saam met jou kinders. Dit werk nie in die Here nie, want daai mense faal. Moenie jou vertroue in mense sit nie. Vertrou op die Here, want sy engele is die heeltyd om jou. Jy bid en sê die Here, u engele is my. Here, ek het finansies nodig.
dan binne 'n dag of 2, dan kom hier so van elders af, kom daar ietsie in jou rekening in, of jy vergeet van 'n sekere geldjie of 'n ding. Die sleutel tot 'n positiewe lewenshouding, selfs in moeilike tye, is om op God te vertrou se sorg. Maar ons moet ook ons lewens inrig volgens God se lewensreëls. Eerste ene, jy moet 'n verhouding met hom hê. Jy moet 'n verhouding met die Here hê, want anders dan gaan jy in die hemel kom. En dan gaan jy sê, Here, maar ek het U aanbid. Ek het alles vir U gedoen. Ek het tot duiwels uitgedryf. Dan sê hy, ja, dis alles goed, wel, maar hier het jy 'n verhouding met my seun gehad. Nee, Here, nie regtig nie. Dan sê hy, jy moet 'n verhouding met die seun hê. Jy moet 'n verhouding met jou medemens hê. Jy moet 'n verhouding met die Here hê. Liefde vir jouself en liefde vir jou medemens. Is nie liefde nie, julle is outomaties lief vir mekaar hier, so, want dit is een groot familie. Wie is jou medemens, daai een op die straat? Is nie jou vriendekring nie, is daai een wat buite op die straat is. Jy moet altyd vertrou op die Here, en jy moet lief wees vir hom. Hoeveel keer bid ons, Here vergewe my sondes, en ek is by U, maar ons vergeet om vir die Here te sê, ek is lief vir jou. Hoeveel keer sê jy vir jou geliefde, ek is allemaal lief vir jou, hoor. Sê, ag, ek is ook lief vir jou. Maar hoeveel keer sê ons vir die Here, ek is lief vir U. Hy weet ons is lief, maar hy wil dit ook hoor. Soos dat jy dit wil hoor, iemand is lief vir jou, so wil God hoor, jy is lief vir hom. Vergifnis, vergifnis, ononderhandelbaar. Die Here verwag van ons om te vergewe, selfs daai een wat jou die seerste seer gemaak het. Ons vra dat die Here vergewe asseblief my sondes. Wie is ons? Die Here vergewe ons, maar jy gaan nie vir Pietie wat jou toon amper afgery het vergewe nie. Want ek het dan maar seer gehad hoor. Wat maak jou so special? Om te dink die Here moet jou vergewe, maar jy kan nie vergewe nie. Dis hoekom ek sê, dis ononderhandelbaar. Ons moet vergewe. God is altyd aan die werk. Ek gaan nie baie langer praat nie. Emosies. Ek is seker hier's van ons wat hier so sit, wat al van hierdie goeters deurgegaan het, wat seer gekry het, iemand aan die dood afgestaan het, een of ander iets verkeerd in hulle lewe gegaan het, dan kom daar emosies op. Dis emosie, op emosie, op emosie. Wat is dit? Emosie is gevoelens wat jy ervaar, wat dan 'n sekere reaksie tot gevolg het. Dit kan pyn en vreugde veroorsaak. As mense jou emosies kan beheer, kan jy enige iets anders ook reg kry. Dis moeilik. Kyk, ek kan maklik die kraantjie oopdraai, maar jy moet dit beheer. Maar wanneer negatiewe emosies in ons lewe is dit dan dit vat jou in die teenoorgestelde rigting van jou lewensdoel en dit dryf jou drome weg. So kom, hanteer dit positief. Daar's 2 dinge wat veroorsaak dat mense emosioneel onstabiel is. Negatiewe dinge wat ander mense aan ons doen en negatiewe dinge wat ons toelaat wat ander mense aan ons doen. Ons gee baie keer Satan krediet in ons lewens. Want ons laat toe dat daar goed met ons gebeur. Ons moet ons voet neersit en sê, die Here sal hierdie fight vir my fight. Ek gaan nie. Dit was met ons so gewees. Toe Maritjie die ambulans daar kom haal, en ons is almal daar hospitaal toe. En jy sit en wonder, hoe gaan ek oor hierdie ding kom? Wat het nou gebeur? Rudy het sy gedagtes gehad, ek het my gedagtes gehad. Hy het gesê, as hy met tronk toe gaan, dan sal hy maar self stig in die kerk, in die tronk, en nog steeds die Here dien. Hoe hanteer jy dit? Toe kom daai woord vir Rudy, na Rudy toe, en hy kry een van ons manne in die kerk, in die sel kom na hom te sê, wees stil, God gaan hierdie geveg vir jou fight. En hy was 3 maande later, toe bel die hof ons advokaat, toe sê hy, julle moet asseblief daar wees, en ons het gegaan met in die geloof, en al hoekom ons daar moes wees, is dat Rudy moes papiere teken. Hy was nooit deur 'n hofsaal gewees nie, tot vandag toe nie. En dit is die Here wat beloof het,
Hy sal onderneem vir ons. Jou mandjie is swaar van klippe, pak dit uit. Elke dag kom daar 'n swaar klippie, of dit 'n kleintjie is, voel bietjie trap bietjie op 'n klein klippie, hy maak jou seer, gooi hom in jou sak. Daai ou het my nou net skeef aangekyk, gooi hom in die sak. Daai een het my gevloek, gooi hom in die sak. Ja, ek was nou nie baie mooi met haar gewees nie, gooi hom in die sak. En dan kom jy vanaand en sit jy daai sak voor Jesus se voete neer met al jou einas, al jou emosies, alles. Maar los dit daar by hom. Nou haal jy uit, Here, dit het gebeur, dit het gebeur. Vergewe my. Dankie Jesus dat ek nog steeds voor die voete kan sit. En ons los daai sak by Jesus se voete. So baie van ons is geneig om weer ons sak op te tel, wat nog steeds vol kippe is. Hy skeur later aan, want ons is nie bereid om te laat gaan wat Satan aan ons gedoen het nie. Want dis bietjie lekker om die pity party te hê, want almal kry my jammer. Nee, vandag is die dag wat jy moet opstaan, jou leessak te vat en aan te gaan en elke dag jou sak by Jesus uit te pak. Baie dankie. Rudy gaan nou net gou vir ons bietjie die naweek vasvat en vasbind en ja, dan is ons klaar. Sien julle 'n kans gee, dan praat hulle baie oor. Hoor hierso, nee, ek wil net hierdie lees. Dit is Jakobus en ek het nogal gedink hy's bietjie koekoes, nee. Toe hy nou hierdie versie skryf hier in vers 2. Hy sê, ag dit loutere vreugde, my broers en susters, wanneer julle deur al hulle hande versoekinge en verval, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Ons gaan almal deur dinge gaan. Ek het deur hierdie ding gaan, ek wil nou nie, ek weet julle is nou moeg, maar baie ons gaan sê, hoorie, waaroor het dit nou eintlik gegaan vanoggend, maar ek wil net vir julle daai gedeelte vertel van hoe dit gebeur het die oggend, sodat julle dames, want die manne ken nou die storie, so julle kan maar bietjie rus, luister net die dames nou. En, maar dit was 'n slegte tyd in my lewe van iemand wat jy in verhouding was mee, want onthou, 'n dogter is 'n pa se kind. Ek sien met Frida ons seun, hy's nou 38, dis nou nog ma se kind. Maar Lykie vra toe vir my so 3 weke voor die hele Betalie, vra sy vir my, papa, ek wil graag my vriend, want sy het kleuterkerk gegee, is 'n Sondagoggend, wintersoggend, Mei maand, in Nelspruit is koud, dit raak laat, eers lig, en sy vra vir my, sy wil net haar vriend gaan verras met sy verjaarsdag nogal die oggend. En ek sê, dis reg, maar toe intussen tyd, ons weet, dit is nou 3 weke voor die tyd, ons vertel nie vir Frida daarvan nie, en dis reg, sy sal dit doen, en intussen tyd, die plaas langs ons, het ouens gekom, en hulle het ons buurman en buurvrou geskiet, en hulle het sterf. Met die, toe haal ek nou maar die pistool uit, want as iemand ons sou oorval, dan moet ek nou eers hardloop na die kluis toe, en weet, maar onthou nou, jy moet onthou, ek het die Here gedien, he, nou gaan jy vir my vra, hoekom gryp jy na 'n pistool? Maar ek dink dit is maar alles 'n proses, tot heiligmaking, hierdie goed gebeur met elkeen van ons. En die spesifieke oggend, maar Frida my met 'n gejuig wakker, sy sê, iemand steel maar Lykie se voertuig. Nou ou kan sê, ag weet jy wat, as ek nou die ou skiet en hy sterf, is daar baie groter probleme, maar ek hardloop kas toe, en ek eers venster, en ek sien wat die persoon steel maar Lykie se voertuig, kas toe, en ek gaan deur die venster, en ek slaan die vensterstuk en deur die wering, en die een skoot gaan af, een skoot, en hy tref maar Lykie. Maar ek hardloop in die gang af, en toe ek by haar kamer deur verby gaan, toe sien ek, maar sy het haar bed opgemaak, dis sy wat in daai kar sit. Sjoe, en ek skreef vir Frida, maar ek weet nie waar is Frida nie, maar ek skreef vir Frida, dis Marlijn die kar. En toe ek daar kom, toe sit sy met haar lang blonde hare,
Ek gaan nou oor dit kom. So sit sy in die kar en ek weet, ek dien die Here en ek besef, nou moet ek moet nou in tale begin praat. Ek moet nou begin baken met die Here. En met die toe kom my seun daaraan, hy was so standaard 9. En toe hy by my kom, toe sê hy, pa, dit was 'n ongeluk. Nou, ek het baie daaraan gedink, want die slegte ding van so iets wat gebeur, is verwyte. As iemand jou verwyte, ek dink as hy vir my gesê het, wat het jy aangevang, sou ek die pistool in my kop gedruk het. Dit is nou groot praat, dit is nou praat, maar dit sou heel anders gewees het. En ek dink dit is wat baie keer met ons gebeur, die verwyte. Jy weet, dit is, ja, maar dit was jou skuld dat dit gebeur het. Jy weet, 'n kind wat verdrink, dit is jou skuld. In elk geval, nou is ons hospitaal toe, en nou lê my meisiekind daar, leweloos. Nou dink ek by myself, wat het nou gebeur? En baie goed draai deur jou kop, en een van ons het 'n sel begin, en dis die waarde van boetas en sissies, nee. En een van die manne kom by my en sê, wees stil en weet God gaan hierdie geveg vir jou veg. Nou ek kon daai oggend, die woord is vol lettertjies, vol woord, maar as jy dit nie jou eie maak nie, dan beteken dit niks, dan is dit net 'n leë boek. En ek vat daai woord daai oggend, en ek loop en ek sê, Here, ek gaan U vertrou vir hierdie, want ek weet nie wat volgende nie. Ek kan, so groot soos wat ek is, kan ek niks doen van my meisiekind wat daar leweloos lê nie. En ja, soos Vrydag sê, 3 maande later, toe ons deur hierdie ding. Maar dit was 'n begin van 'n proses. Ek het daar begin leer om die Here te vertrou. Dan kom het, manne verskoon my, ek het nou gister met julle gepraat, maar ek wil hierdie dames met dit ook hoor. En toe leer ek baie dinge geleer, maar Matteus 11:28-30 het by my vasgesteek. Jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sê jou rus gee. Plaas jou belast op my juk is sag. En weet julle ouens, dit het my so baie gehelp, want daar het ek geleer om my situasie oor te gee. Elke keer gee ek my situasie oor en die Here kom deur. Maar dit is egter baie moeilik, want ons is geleer, baie keer gee jy dit, maar jy vat dit so vinnig terug weer. So, maar ons as baby boomers, ons het groot geword, manne en vrouens, ons het groot geword, Cowboys don't cry, fight jou eie fights. Is daar sulkes? Die manne wat hier sit, ons het gister toe daar 1 of 2 hande opgegaan, en ek sê dit voor die dames nou, wie se pa het hom 'n drukkie gegee, hom gesoen en gesê ek is lief vir jou? Want oupa Grootjie was so, ons is 'n trotse nasie. Ons oupas, my pa, ek het myself gevang dat ek my kind ook so groot gemaak het, my seun. Hom nooit 'n drukkie gegee nie. Toe was klein, hy was 'n ou pokkeltjie, toe is dit nou lekker, maar ek kon nooit vir hom sê, ek kon nie daai woorde sê ek is lief vir jou nie. Want ek het so groot geword, so groot geraak, sê julle. So ons sit met hierdie verwerping in ons, van, wat my pa het eers my gesê, hy is lief vir my, en 'n soen gegee nie, en ons het hierdie kwaad in ons. Nou kom op 'n dag, 'n ou hier by ons aan, en sê, hoor hierso, gee jou situasie vir Jesus. Dis moeilik. En ek wil bemoedig vanoggend, met hierdie paar woorde is, gee oor, gee dit vir Jesus. Ek praat uit ondervinding uit, en dit is hoekom ons die land toer, om mense te bemoedig, en sê, weet jy wat, daar is 'n ander way, jy gaan dit nie kan oplos nie, hierdie ou groote het daar voor sy dogter gestaan, en hy kon niks vir haar doen nie, maar Jesus het deurgekom vir my, en hy het beplan, weet daai oggend toe dit gebeur, as iemand by my gekom en gesê, weet jy wat, dis Vader se plan,
Ek sou van baie kwaad gewees het. Maar as ek terugkyk op my Damaskuspad, dan besef ek, dit was Vader se plan. Hy het hierdie hele ding bewerk. Weet jy wat, vir die ouens wat nou nie weet nie, ek het nogal bekendheid verwerk met Springbok rugby en provinsiale rugby's en goed. So ouens ken my, so Vader het daai gesorg dat dit gebeur, sodat as dit gebeur, dan verstaan die ouens wat, hulle ken hierdie ou half, en ons verstaan, baie ouens het ons gebel, dit is amper of die hele Suid-Afrika was vriende, het vir ons gebid. Ok, maar dis nou ek. Ouens soos ons hier sit, vir dat daar aangeraak vanoggend, elke ou hierso het 'n getuie. Ons is nie die enigste ouens wat goed oorkom, as ek net kyk na Sakjele, en ons het vriende, Trevor, hulle wat ons gister by gekuier het, hulle het kinders in die dood, 'n kind in die dood afgestaan. Dis erg, elkeen van ons sit met situasies, maar jy moet op daai plek kan kom waar jy sê, ek gee oor. My skoonpa, ek wil dit nou maar noem, ons gaan eendag gaan vang ek vis, en is baie lief vir visvang, dis koud aan Lindley, in die Vrystaat. Dit is so koud, nou het ek die visstok aangooi, ek sê vir hom, pa, ons gaan sit in die kar, so koud is dit. Nou is skoonpa daar langs my, nou begin ons praat. Nou my skoonpa is alles deurgegaan, hy was ouderling, hy was diaken in die kerk, al hy goed. Nou ek sê, ons kyk soms so en ek kyk, en ek sien die kerk daar in Lindley, en ek sê vir hom, pa, het jy al Jesus Christus aangeneem as jy salig maak, want ek sê evangelis. Hy kyk my so, hy sê, weet jy seun, ek het al so lang al gewag dat iemand my dit vra. 75 jaar oud. En weet jy, toe kom daai ding by my op, van trots. Weet jy wat, ek is nou hierdie ouderling, niemand het my nog ooit gevra, het jy by Jesus uitgekom nie? En hier vra hy die ou, en ek kon hom die dag lei na Jesus toe. So ek weet waar is my skoonpa. En ek gister vir die man nog gesê, ek gaan bedien by 'n ouete huis, daar so 100 ou mense. En ek vra ook daai selfde vraag, want as die Heilige Gees my praat, dan is ek eerder gehoorsaam as ongehoorsaam. En 20 ou mense, 75 tot 90 jaar, 20 van hulle kom tot bekering daai oggend. So baie keer sit ons so in 'n kerk, almal, ek was elke Sondag hier, en weet jy wat, almal dink seker ek is 'n Christen. Ouers, moenie worry oor wie wat sê nie. Ek gister vir die ouens gesê, jou vriend sit nou langs jou vanoggend, moenie worry oor hom nie, want dit is 'n saak tussen jou en die Here. Dit is 'n saak wat net die Here ken jou hart. Jy kan vir enige ou enige iets vertel, maar jy moet weet, net Vader weet wat aangaan. So ek wil nou vanoggend by daai plek kom waar ek vir julle ouens almal sê, maak julle oë toe. En ek wil daai vraag vra. Het jy 'n spesiale verhouding met die Here Jesus? Het jy al op daai plek gekom waar jy gesê het, Vader, ek neem U aan as my saligmaker. Kom ons maak net gou die oë oop. Ek het hier so ding wat net Rudy in sy uit. Nou sê hulle, moenie goed uit jou duim uitsuig nie, maar Vader het eendag, Vader, Seun en die Heilige Gees het in die hemel gesit, nou lank terug, né? En hulle toe nou besluit, Vader besluit, weet jy wat, hierdie volk het wegbeweeg van my af. Maar ons moet 'n plan bewerk om hierdie heidene nasie wat ons was. Pastoor, jy moet nou mooi, hy gaan my oor die hande tik net nou, maar dit is nou my storie. Hy is my mentor, Dion. En Vader het gesê, hoorie, Jesus, jy moet afgaan, aarde toe, en jy moet daai pad gaan loop. Maar, weet jy wat, jy gaan op 'n stadium kom wat jy gaan gekruisig word. Jy gaan vir hierdie heidene nasie gaan jy sterf. Dis die Heilige Gees. As Jesus dan nou opkom, dan gaan jy afgaan en jy gaan in daai mense in. Jy gaan deel wees van hulle. Maak dit vir julle sin? Nou, dit is nou Rudy se prentjie. En kom ons maak hy oor toe. Ons is nou op daai plek waar jy, en daai oomblik van gehoorsaamheid is waar jy net jou handjie so opsteek en sê, weet jy Vader, ek hoor nou wat ou vleis sê,
ek steek my hande vanoggend op in gehoorsaam. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog nie in verhouding met U nie. Nou wil ek vra, is daar nou so iemand is? Nou vanoggend. Steek net jou hand op. Daar gaan hande op. So sien, is gehoorsaamheid. Daar gaan hande op. Vader, dankie dat ons vanmôre vir daai persone kan bid. En Vader, ons weet, net U te plan, net U werk met daai persoon. Ek roep niemand vorentoe om iemand te embarrass nie, maar Vader, dit gaan oor, alles oor U vanoggend. Vader, waar ons hierdie eenvoudige boodskap bring, ons weet dit is 'n bietjie lank gewees, maar dankie Vader dat ons vanmôre hierdie wonderlike mense in Darling kon bedien en weet dat U was hier. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle.